In die Nuwe Testament leer ons hoe God ons sien. Vir sondes is daar vergifnis nodig, maar dit is nou deur die verlossingswerk van Jesus Christus 100% afgehandel, voltooid. En daardeur het God nie die sondes oorgesien nie, hy het dit vergewe, omdat hy die bloed van Jesus Christus sien en sy bloedoffer aanvaar het. Jesus het sy bloed gestort, nie primêr vir ons nie, maar vir God. Paulus noem Jesus in 1 Korintiërs 5 vers 7 ons Pasga lam of ons paaslam wat geslag en geoffer is, en God het die offer aanvaar. Dit wys terug na die instelling van die Pasga daar in Eksodus 12, toe die Israeliete uit Egipte moes vlug en die laaste aand daar 'n lam moes slag en die bloed van die lam aan die huis se deurkosyne moes smeer. Toe het die Here vir hulle gesê in Eksodus 12 vers 13, die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daarom word Jesus ons Pasga lam genoem. Weet dan net, God sien die bloed en hy aanvaar dit. Daarom ook dat Paasfees vir Christene die heel belangrikste fees is. Die Engelse naam daarvoor is juis Passover. Jy kan daarvan gaan lees in die Engelse Bybel in Eksodus 12 vers 13. Maar dit bring my nou by die kruis van Jesus Christus. Paulus skryf, die kruis was weer nie primêr vir God nie, maar vir ons, vir my en jou. Ons het ook gehoor dat Romeine 1 tot 8 in 2 dele oor ons verlossing handel, uit 2 verskillende hoeke as jy wil. In die eerste gedeelte tot by hoofstuk 5 vers 11 skryf Paulus dat die bloed van Jesus handel oor wat ons gedoen het, ons sondes, terwyl ons in die tweede deel sien dat die kruis handel oor wat ons is, ons wese, nie oor wat ons doen nie. As Paulus oor Jesus se kruisdood skryf, dan skryf hy weer eens vanuit 2 hoeke daaroor. Die eerste is dat Jesus in ons plek as plaasvervanger namens ons gesterf het. Ons is baie vertrou daarmee. Daar is 'n hele paar verwysings daarna, byvoorbeeld in 2 Korintiërs 5 vers 21 en Galasiërs 3 vers 13. Maar die ander aspek wat na my mening nie genoeg beklemtoon word nie, is dat Jesus nie net in ons plek gesterf het nie, maar dat elke wedergeborene saam met hom gesterf het. Paulus skryf dit op 'n hele paar plekke, byvoorbeeld in Kolossense 2 vers 20 en hier in Galasiërs 2 vers 19 waar daar staan, saam met Christus is ek gekruisig. Hy skryf ook dat ons saam met Christus begrawe is, saam met hom opgewek is en saam met hom lewe. In nog ander tekste gebruik hy in aansluiting hierby sy bekende uitdrukking dat ons in Christus is. In 2 Timoteus 2 vers 11 skryf Paulus, die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. Dit beteken, almal wat saam met hom gesterf het, sal ook saam met hom leef. Maar terug by Romeine, in hoofstuk 6 vers 8 tot 11 lees ek vir jou, Paulus skryf, as ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Paulus wil vir ons sê dat elke kind van die Here het eintlik saam met Christus aan die kruis gehang. En daarom is ons net soos Christus dood vir die sonde. Ons wese het daar verander. Kom ons laat hierdie waarheid by ons insink, maar kom ons sê ook nou eers dankie vir die Here. Here Jesus, baie dankie vir u woord en vir hierdie diep geestelike waarhede. Ons harte word warm wanneer ons dit hoor. Dankie vir u Heilige Gees wat ons herinner aan alles wat u vir ons gedoen het en nog steeds doen. Dankie dat u ons liefhet. Baie meer as wat ons ooit kan besef of kan bid of dink. Ons prys u daarvoor. Amen.